stroombane. Ons het gesê met stroombane het ons nou weer dat die mannetjies daar uitbeweeg met toebroodjies en as iets in serie is met alles wat deur gaan en dan as iets in parallel is, gaan die stroom opsplit. Maar ons weet dinge in parallel het dieselfde aantal toebroodjies. Toe het ons nou laasweek bietjie gespeel en bygesit dat ons weet jou huis, jou battery, daar waar die energie vandaan kom. Daar is nie net maanskyn en 'n rose nie, maar daar is ook eintlik 'n klein bietjie interne weerstand wat ook toebroodjies neem. Okay? So die hele stroom moet daar deurgaan, maar daar gaan 'n klein bietjie van jou totale toebroodjies word daar geëet. So as ons kyk hoe jou toebroodjies jou energie verdeel, dan weet ons dit gaan bietjie na die serie toe, bietjie na die parallelle kombinasie toe en dan klein bietjie gaan na homself. So as jy 'n voltmeter daaroor sit en jy het 'n skakelaar en jy maak die skakelaar oop, dan gaan die skakelaar wys vir jou 10 volts en dit word genoem die EMK, sy simbool so weird looking E. EMK in Engels is dit die EMF. En dit is die maksimum volts wat beskikbaar is. Okay, so al jou toebroodjies getel vir jou hele dag. Maar as jy 'n voltmeter daaroor sit en jy maak die skakelaar toe, wat doen die voltmeter nou weer? Hy meet die potensiaal verskil. So die verskil in die potensiaal tussen daar en daar. Okay, en dan sal jy sien, ek het nou sommer waardes opgemaak, dat hierdie potensiaalverskil 8.5 volts is. So waar word daai 8.5, daar is 8.5, waar word daai 8.5 volts gebruik? Daai 8.5 volts word gebruik in jou eksterne stroombaan. So jy sal sien, ek praat van volts ekstern. Okay, so dis jou volts vir jou eksterne stroombaan. So daai 10 minus 8.5, daai 1.5 volts, word genoem jou verlore volts. Dit is jou volts wat in die battery gebruik word. Okay, so dit is jou volts wat in die battery gebruik word. Jy kan glad nie jou voltmeter inskakel om enigstens daai verlore volts te meet nie. Dis hoekom hy die verlore volts genoem word. Dis 'n spoefkon is hulle. Die verlore volts. Okay, so almal met my, julle onthou hierdie van laasweek? Voel soos 'n miljoen jaar terug. Okay, goed, so dit is waaroor hierdie volgende paar bladsye nou gaan. Dit gaan oor hierdie verlore volts en wat daar gebeur. Ek gaan nou teruggaan na hierdie bladsy, die opsomming bladsy. Ek gaan nou teruggaan na hom toe. Ek gaan eers 'n bietjie verduidelik. Okay, die heel eerste is 'n definisie van die EMK. Okay, wat sê dit? Dit is die maksimum energie oorgedra of arbeid verrig, onthou energie en arbeid is dieselfde ding, joules, deur 'n battery per coulomb lading wat daardeur vloei. So EMK is die maksimum volts wat deur die battery gegee word, gelewer word vir 1 coulomb lading. En dan hier is glad nie deel van die definisie nie, dis ekstra inligting. Dit is gelyk aan die potensiaalverskil gemeet oor die terminale, die punte, die pole van die battery wanneer geen lading deur die stroombaan vloei nie. Okay, so wanneer die stroombaan oop is en daar niks vloei nie, hoeveel volts is daar? Okay, die potensiaal van 'n sel is die vermoë om chemiese energie, so potensiaal van 'n sel is die vermoë, dan moet obviously 'n deelteken op wees. Vermoë van 'n sel om chemiese energie na elektriese energie om te skakel, soos wat die ladings beweeg, gebruik dit energie as kiestog, dan enige sel het interne weerstand en sy simbool is 'n klein letter R. So klein letter R is die interne weerstand van die sel. En dan sê vir jou 'n gedeelte van die EMK van die totale volts wat jy het, word gebruik om hierdie interne weerstand van die battery te oorkom. Okay, en daarom is die hele EMK van die battery nie beskikbaar vir die stroombaan nie. Okay, so hierso het ek vir die prentjie geteken wat ek basically nou net in die opsomming vir geteken het. Hier is 'n serie stroombaan. As sien jy, as die skakelaar oop is, dan lees daai voltmeter 6 volts en dan as die skakelaar toe is, dan lees hy 5 volts. So wat is die EMK van die battery?
Nee, wat sê EMK van die battery? 6 volts. Wat is die verlore volts? 1 volts. Is dit die interne weerstand ook? Weerstand is in ohms. Verlore volts is in volts. Daai volt word gebruik deur die ohm. Maar dit is nie dieselfde ding nie. OK? Goed. So ek sê vir jou die 1 volts wat in die bostaande voorbeeld verlore gaan, word gebruik om die interne weerstand van die sel te oorkom. Dus indien 'n stroom vloei, is daar slegs 5 volts eintlik beskikbaar vir die stroombaan. OK. Dan wanneer ons 'n EMK en interne weerstand in ons vragies het, nou gaan ons Ohm se wet verander. Ons het voorheen gehad vir V is gelyk aan I maal R basically. Nou verander ons formule hierna. OK. Nou in daai formule, hy's op die dataveld. Daai E is eintlik daai funny looking E, hoor? Dis daai EMK. So E is die EMK van die stroombaan. I is die totale stroom van die stroombaan. Nou hoekom is die I buite die hakie? Want die totale stroomvloei mos wat deur die eksterne stroombaan gaan deur die interne stroombaan ook. So dis dieselfde stroom en dan het jy weerstand en weerstand. Die eksterne stroombaan se weerstand en die interne stroom se weerstand. Is julle met my? Ja? Kyk. So hierso het jy dan dus volts is gelyk aan stroom maal met weerstand, as jy daai twee weerstande bymekaar tel. So dis dieselfde ding as wat ons hierso gehad het. Ons het hom nou net uitgebrei want ons moet die interne weerstand in ag neem. Sjoe, is julle met my? OK, nou is ek terug by hierdie prentjie. Ek gaan nou vir jou vra, so die vraag aan jou gaan wees, wat gebeur met voltmeter lesing as een van die 5 ohm weggeneem word. So wat gebeur met voltmeter lesing as een van die 5 ohm weerstande weggeneem word? Kyk. Nou ek het vir jou gesê, as jy so 'n tipe vraag kry oor wat gebeur of jy spat iets weg, jy sit iets by, dan moet jy vir jouself twee goed altyd vra. Wat is daai twee goeders? Cameron? Jy byna, jy wakker, jy is oordag. Ek het nou nie geluister wat ek was besig om daar af te sit. Ek sien so, Nadia. Wat gaan met die weerstand gebeur? Wat gaan met die stroom gebeur? Okay, goed. So nie net weerstand, jy moet vir jouself sê, wat gebeur met die totale weerstand? En dan vra jy vir jou, wat gebeur met die totale stroom? Okay, so ons gaan nog 2 stappetjies bybring. Maar daar is dus eerste 2 stappe wat ek vir jou gesê het. Okay, so kom ons kyk gou, hulle sê vir jou, een van hierdie 5 ohm weerstande is weg. Okay, Cameron is al met my. Een van hulle is weg. Ons eerste vraag is, wat gebeur met die totale weerstand? Ja. Hoekom? So, basically dit gaan nou maar net oor hoe die weerstande bymekaar opgetel word as dit 'n parallel was. Yes. So as 'n parallel was dit 1 op 5 plus 1 op 5, dit was 2 op 5, dan draai jy om 5 oor 2, so dit gee vir 2,5. So hierdie twee saam is 2,5 plus 2 gee vir jou 4,5. So voorheen, toe alles nog daar was die totale weerstand 4,5. Nou het hierdie een uitgebrand of weggevat of wat ook al. Nou is dit 'n seriestroom. Wat is die totale eksterne weerstand nou? 2 plus 5 gee vir jou 7. So die totale weerstand het toegeneem. OK? So wat gaan gebeur met die totale stroom, Lenay? Hoekom? Okay, hy gaan afneem want stroom is omgekeerd evenredig aan weerstand en weerstand is omgekeerd evenredig aan stroom. Okay, so dis altyd eers daai 2 stappies. Altyd. Nou,
Omdat ons nou EMK by het en interne weerstand wat ek al nou moet jy spesifiek kyk na jou vraagie. So nou gaan jou opsies hierso opverdeel. Of jy gaan nou kyk na jou gevolgtrekking, as dit 'n easy peasy vraag is, maar hierdie een is nou nie. Of jy gaan kyk na hierdie formule. Daarso ietsie. En dan gaan jy jou gevolgtrekking maak. Okay. So omdat ons besig is met interne weerstand, moet ek gou eers check. Moet ek nie na hierdie formule kyk nie. Wat was die vraag gewees? Die vraag was, wat gebeur met die voltmeterlesing? Waar is die voltmeter? Dis jou vraag. Voltmeter, waar is hy? Daar is hy. Wat meet daardie voltmeter? Van wat? Van die battery. As die stroom aan toe is. Daai voltmeter lees aan die wils van die eksterne stroombaan. Okay. So ek gaan nou hierdie formule gaan vat en ek gaan hom herrangskik sodat ek dit kry as 'n vraag. Okay. So moet nog eens skryf hier. Watch. Yes. En volts is stroommal met weerstand. So wat het ek basically hier? Ek het EMK is volt van die eksterne stroombaan plus volt van die interne stroom. Okay, want daar is daai formule. Toe ek kom gaan inmaal. Nee, daai maal daai. Stroom maal met weerstand gee vir jou volts. So stroom maal met eksterne weerstand gee vir jou die eksterne volts en stroom maal die interne weerstand gee vir jou die interne volts of die verlore volts. So die eksterne volts plus die verlore volts moet ons vir die EMK gee. Dit maak sin. Die volts wat daar is en die volts wat daar is moet saam. Okay. So wat was die vraag? Die vraag was wat is die voltmeterlesing? Voltmeterlesing is waar? Daar sy. Wat meet hy? Hy meet die eksterne volts. So die vraag wat hulle vir jou vra is, wat is daai lesing? Dis die vraag. Wat gebeur met hom? En as jy nie hierna gaan kyk nie, dan sou jy nou vir my gesê het, juffrou, voltmeterlesing, wel, hy het toegeneem, hy het afgeneem, so voltmeterlesing, kanselleer uit, bly dieselfde. En nee, jy weet nie met wat sy ratio die een opgegaan en die een afgegaan en hoe wat gebeur het nie. Jy kan nie dit sê nie. So jy moet daarna kyk. Is julle met my? Skryf gou daar af, daar 3 lyntjies en dan gaan ons hom kyk. Kyk maar praat. So die vraag is, wat het daarmee gebeur? So ons moet na daai veranderlike kyk en na daai veranderlike kyk voordat ons gevolgtrekking kan maak. Wat het met die EMK gebeur van die battery toe ek hierdie ding weggehaal het? Het ek die battery verander? Niksie. So die blikkies. So die EMK het konstant gebly, né? So nou wil ek iets wat met hom gebeur. Nou dit kan ek uit my kop uit sê, nie, ek moet eers hierna kyk. Is julle met my? So hierdie ding is stroom maal met klein weerstand. Het die klein weerstand verander? Het ek die battery verander? Ek nie die battery verander nie, so die klein weerstand bly presies dieselfde. Het die stroom verander? Ja, ons het daar gesê, die totale stroom het afgeneem. So as die totale stroom afgeneem het en hierdie ding het konstant gebly, wat het met hierdie ding gebeur? Afgeneem. Nee, want V intern is gelyk aan I maal met R. So as I afgeneem het, het die ding afgeneem. Julle is met my.
terug na hierdie formule toe. Hierdie ding het konstant gebly. Hierdie ding het afgeneem. So wat moet met hierdie ding gebeur? Toeneem. Are you with me? Yes? Okay, so as het hierna gekyk, nou gaan ek sê reg. Vraag hier, EMK is konstant. En verlore volts, wat basically is I maal met R, het afgeneem. Daarom kan ons sê die V ekstern of die voltmeterlesing het toegeneem. Jy geskryf, Neil? Ja. Hoekom bly die EMK konstant? Want die EMK is die battery. Het jy die battery verander? O, nee, okay. Is julle met my? Okay. Ek gaan dit nog baie doen. Stapie vir stapie. Die verdosel onder by 3 aan die ander kant is dit 4. Is 'n 4. Kan ek wegneem? Kan ek maar wegneem? Ja? Okay. Goed. So, hierso is wat ek het nou ingemaal het in jou notas. Ek het hom ingemaal daarso, daai en daai. Okay? En dan hierdie formule, soms is hy op julle datavel, soms nie. Ek kan nou nie onthou of hy laas jaar was nie. Maar waar ding is, kom hulle aan daai formule. As jy hierna kyk, dan sien jy V intern is gelyk aan I maal met R, né? So as jy wil weet wat is R, dan sit V intern gedeel deur I. So dit is die verlore volts gedeel deur die stroom. Dis waar hulle vandaan kom. Asseblief wees versigtig of let op of verstaan mooi, daai ekstern intern is my afkortings. Dis nie formele afkortings nie. Okay? So wanneer jy dit gebruik, sê dit net in woorde. So wanneer jy dit moet gaan neerskryf, sê verlore volts of die volts vir die battery of die wat ook al. Okay, maar as ons dit nou gaan ou eksamenvraestelle doen, gaan julle sien ek skryf dit mooi uit. Soos wat jy moet. Alright. So, kom ons kyk gou lekker sommetjie op die volgende bladsy. Hier is nou dieselfde ene as op die vorige bladsy, dieselfde stroombaan. So wat ek vergeet het om hier by te sit is die EMK is 6 volts. Okay, nou sê hulle vir jou, vraag A, vra hulle vir jou, bereken die grootte van die stroom en hulle vra eintlik daarso of ek vra die totale stroom. Okay, nou sal jy sien hierdie stroombane vra. Ek het vir jou voorheen gesê daar's baie keer 6 memos. Nou begin die memos soos na 9 toe te gaan, want daar's 'n klomp verskillende maniere hoe jy hierdie een vraag kan bepaal. Okay. So kom ons kyk gaan ons info tabel. Ek moet kyk maar my plek nie, ons het oor genoeg plek. Hulle vra vir jou vir die totale stroom. Ek weet die eksterne volts is 2, want daar's net daai een klein 2 dingetjie. Die interne weerstand I don't have. Die EMF het ek is 6. Wat het ek nog? Al ja, nee. Wat het ek nog? Die 5 volts is Nou, wat is 'n simbool gaan saam met hom? V vir watter deel van die stroom ons met die battery? Is dit die verlore volts of die eksterne volts?
eksterne volts. Okay, so kom ons kyk net gou, ek het nou vergeet om my stroombaan te beskou. Want dit is 'n baie eenvoudige stroombaan, so die stroom is oral dieselfde. En my toebroodjies gaan opverdeel in eksterne stroombaan en aan homself. So my toebroodjies gaan verdeel. So daai 5 toebroodjies wat ek daar meet, is vir die eksterne stroombaan. Ja? Okay, so jy kan nou net kyk na die eksterne stroombaan, jy kan kyk na die interne en eksterne stroombaan saam. En as daar nog een wat jy kan doen. Louis, wat wil jy doen? Louis? Louis? Nou, call a friend, ask the audience 50-50, sulke opsies. Wie bel jy? Bernard, incoming call. Dis rude. Sy lewe is in jou hande. Wat beskou jy? So kies net 'n opsie. Ek het gesê ons 3 opsies, ek wil letterlik 'n opsie kies. So jy wil kyk na die eksterne stroombaan. Okay. So hy gaan kyk na die eksterne stroombaan, so V ekstern is gelyk aan U maal met groot. Ekstern is 5, ons soek die stroom en die weerstand is 2, so jy kry die stroom om wat te wees, Louis? 5 gedeel deur 2 is 2.5 ampere. Okay, dit was die maklikste opsie om te kies. Bernard, baie geluk, baie mooi. Jou vriend wens 'n miljoen rand. Maar ek net vir julle wys die ander opsie. Jy kon ook gesê het EMK is gelyk aan I R plus R en dan kon jy gesê EMK is gelyk aan I maal met R plus V intern. Nee, ek het 2 stappietjies in 1 gedoen. Hierdie een is 6, ons soek die stroom, hierdie is 2 en daai is 1. Want ons het basically gesê 6 minus 5 is 1. En dan kry jy daar stroom om te wees 2.5 ampere. Hierdie eksterne volt, die EMK is mos 6 en die volts wat soontoe gaan is 5. So dan moet die volts wat soontoe gaan 1 wees. Chop. Okay, volgende ene vraag vir jou. Wat is die grootte van die interne weerstand van die battery? Die grootte van die interne weerstand van die battery. Nou is dit 2 formules wat jy kan gaan. Jy kan of met hierdie formule gaan, want jy het hom, so dan soek jy hom. Of jy kan gaan met R is verlore volts oor stroom, want jy het nou net stroom gaan uitwerk en jy het die verlore volts. So enige een van die 2. Wat sien wil jy doen, Mera? Formule 1 of formule 2 wat ek hier gedoen het? Formule 1. Okay, so E is I R plus R. Die EMK is 6 in die stroombaan. Die stroom wat jy nou net gaan uitwerk is 2.5. Die eksterne weerstand is 2. En dan soek die interne weerstand. Jy sal, as jy dit in die toets of eksamen is, ek skryf so groot. Nie dieselfde ding nie. Wat kry jy, Lenay? Waar verwag jy? Verbeter daar. 6 gedeel deur 2.5 minus 2. En jou eenheid vir interne weerstand is ohms. Weerstand, ohm. Okay, dan vra ek vir jou. Hier kom my vraagie, dingetjie nou. Vir 4 punte.
Indien nog 'n weerstand van 2 ohm in serie geskakel word, hoe sal die voltmeterlesing verander? Waar is die voltmeterlesing? Daar is hy. Toeneem, afneem, bly dieselfde, gee redelik jou antwoord. Is jy reg, dis Mia? Ek het julle toetse wat ek wou teruggee. Sal nou. Ja? Ek onthou net, want ek dink jy het goed gedoen. Ja, jy. Ja, ek dink nie so. Ek dink jy het goed, ek dink ek het 'n smiley langs jou naam gesit, maar we will see. Okay, ja? Van juffrou die weerstand gaan toeneem. Yes, mooi. Die stroom gaan afneem. Nou, hoe het jy by daai konklusie gekom? Wat is jou ratio? Want stroom is omgekeerd evenredig aan weerstand. Baie mooi. Okay. En Okay, dan skryf jy daai formule neer. Omdat daar interne weerstand is, gaan skryf jy daai formule neer. Skryf, Neil, skryf, Kylien. Dit is, want jy sit in slaap. Jy leerlik kyk hier ergens. Dus daar is die bord. Hè? Ja, dit is ook my vraag. Maar die antwoord is hy verstaan nie. Ja, dit is Mia. en dan Wat moet jy daarna doen? jy moet daai plus en dan hier is gelyk aan Nee, F nie. Nee? Ag, F is 'n ander woord. Ja? gelyk aan die volts in die eksterne stroombaan plus die volts in die interne stroombaan Ja. en die IMK is konstant en Okay, so ek gaan net gou hierso. Hy is konstant. Daar is mos die vraag, want die voltmeter is oor die battery gemeet. So jy wil nou na hom kyk en daarom gaan jy na hom kyk. So wat het gebeur met daai? So wat gaan met daai gebeur? En dan gaan daai ne toeneem. So 'n verlore volt neem af. Dus die volt ekstern of die voltmeter toeneem. Baie mooi. Kan ek het gesê hy gaan 4 punte tel dink ek. Daai is 'n punt. Daai is 'n punt. 1 2 3 4. Okay, nou juffrou, vir wat in die wêreld moet ek al daai gaan neerskryf as dit nie eers punte tel nie. Dis vir jou kop om te organiseer. Om te sien, dit is die formule. Okay, dit is die vraag, dit bly konstant, dit is wat daar gebeur. So jy hoef nie hierdie gaan neer te skryf nie, maar dit is vir jou kop om visueel te sien. Check, check, check. Chap? Okay, ja? Die vraag moet net by D weet, want jy moes gegaan en gesê 6 is gelyk aan 2,5 waterkeer plus R. Dit jy gegaan en gesê die 6 deel 2,5 minus 2. Die vraag weet hoekom met 'n minus 2 is en hoekom moet jy die 2,5 is by die hakies is. Want hoekom wil jy hom verder inmaal? Dis bietjie baie moeite. Want dan moet jy daai gaan jy 2.5 R hê. So op hierdie oomblik maal jy mos daai met daai. Ja. Nee? So om hom weg te kry moet jy deel. So jy het 6 gedeel deur 2.5 is gelyk aan 2 plus R. En daar is 2 plus R, so om daai weg te kry moet jy minus. So 6 gedeel deur 2.5 minus 2 is gelyk. Chap. Okay. Goed, so nou kan ons begin met past papers, people. Oopsie, Daisy.
Okay, so kom ons begin dit saam te doen. Bladsy 15 vraag 8. En as ons nie klaar kry nie, dan is dit huiswerk. So kom ons kyk hoe ver as moontlik kom ons. Maar terwyl ons daarvan praat, jou toets voordat ek vergeet. Okay, so jou toets, nou kan ek jou dan ek het hierdie eintlik al laas week gemerk en vergeet ek het dit gemerk. Jy het alright-ish gedoen. Ek gaan gou uitdeel en dan wil ek net ietsie daaroor sê wat julle en julle gaan die toets vir my oordoen. Jou ouers gaan die toets teken. Jy gaan die hele toets oordoen, nie net dit wat jy verkeerd het nie, jy doen die toets oor agter in jou skryfboek natuurlik. Het ek jou smiley? Ja. Weet jy wat jy geskryf? Nee, nie geskryf. Oei. Okay. Gaan gou vir my asseblief na die vraestel toe. Dan gaan jy vir my na vraag 3. Vraag 3. Die vraag. Nie antwoorde nie, die vraag. Okay. Dit sê daar vir jou. Tiaan, het jy geskryf? Dit sê daar vir jou. 'n spoel met 'n deursnee van 0.6 meter bevat 60 windings en les sodat die magneetveld sterkte op sy maksimum van 0.15 Tesla is. Die veld verander dan na sy minimum. Die magneetveld, verander die hoek na sy minimum toe. Nee, hy gaan nie deur 'n hoek nie. Die magneetveld gaan na 'n minimum toe. So B gaan na 'n minimum toe van 0. Is julle met my? Ek het gesê kyk na die vraag. Soos ek dink ek het dit 4 keer herhaal. Kyk na die vraag, toe kyk jy na sy toets. Okay, so by vraag 3.2.1 het baie van julle nie julle 4 punte gekry nie, jy het 2 punte gekry dink ek, want julle het die hoekie na 0 toe gevat in plaas van die magneetveld B moes na 0 toe gegaan het. Het jy die vraestel gekry? Vraag man asseblief. En Tiaan, jy kort ook 'n vraestel. Okay, so daai is wat julle moet regmaak en daarom is baie se vraag 3.2.2 ook verkeerd. En dan vraag 2 het julle baie sleg beantwoord. Soos LM, hoe sal dit verander? Daar het ek 2 memos actually gehad. Jy moes of omgeteken het so dat jy nou gesien het van L tot M gaan in die bladsy en so, of jy kan hom so geteken het met 'n stokkie en wys jy die magneetveld so draai, want ek was nou nie super spesifiek te hoor nie. Weerste goed daarso. So, ek het nog hier gee ek vir julle punte en toe sien ek julle verstaan nie lekker nie. Alright, so jy gaan my die toets oordoen asseblief, soos ek nou gereeds gesê het. En laat jou ouers die toets teken en dan gaan julle volgende week en Dinsdag hopelik 'n toets skryf. Ja, volgende week en Dinsdag. Skool is normaal volgende week, né? Nee? Dinsdag gaan julle toets skryf oor stroombane. Okay, ja, Irwin, jou hand is op. Ja. Okay, ja? Jy sê van alle stroombane van soos met interne weerstand. Meeste. Ek dink julle gaan 2 stroombaan vrae kry in die eksamen. Een met en een sonder. Ja? Soos die toetsie met 'n X dit Tegnies ja, want hy gaan dan jy het gesê, ek dink ek het gesê. Wat is my vraag nou?
Ek het gesê, anders as jy dit 'n kolletjie gemaak het, moes dit aan die ander kant om gegaan het. Ja, maar ek het 'n magneet geteken. Ja, nee. So, dit hang af of jy hom geteken het. Maar ek vra vir jou, teken 'n diagram van die magneetveld wat vorm tussen L en M. Of is van L na M. So dan is dit af in die bladsy dan. So ja. Het jy Engelse toets teruggekry, ek hoor nie? Okay. Alrighty. Ek is terug by die batterye. Hier gaan ons. Batterye, stroombane. Dit sê, in stroombaan 1 hieronder word 3 identiese gloeilampe P, Q en R met dieselfde weerstand aan 'n battery met I en K en weglaatbare interne weerstand verbind. Geen interne weerstand, halleluja. Okay, maar hulle is almal dieselfde, 3 identiese gloeilampe. Hoe vergelyk jy helderheid van gloeilamp P met die van gloeilamp Q? Helderheid. Carissa, toe ons net helderheid, waarna moet ons kyk? Sê weer? Nee. Tia? Wacht, wat? Driving! Oh my word, is dit net Nadia wat luister? Driving! Nadia bied extra klasse aan teen betaling vir die van julle verstroom manne. Driving. Nou daar's 4 formules vir driving. 4. P is gelyk aan W oor T. P is gelyk aan V maal I. P is gelyk aan I kwadraat maal met R en P is gelyk aan V kwadraat oor R. Dit is jou 4 formules. Okay. Enigeen gaan hulle kyk. Hoe vergelyk jy helderheid van P met die van R? As ek nou helderheid wil vergelyk met mekaar, wil ek iets sê wat 'n konstante veranderlike en iets wat 'n afhanklike veranderlike is. Okay, so iets wil ek konstant hou sodat ek goed kan vergelyk. Hulle het gesê 3 identiese gloeilampe. Wat beteken dit? Die weerstande is dieselfde. So ek gaan 'n formule kies wat weerstand in het, want dan kan ek dit uitkanselleer want hulle is dieselfde. So een van hierdie 2 formules. Is julle met my? Okay. Hoe vergelyk jy die gloeilamp van P met Q? P met Q. Wat weet ek van hierdie 2 gloeilampe? Sorry. Okay, ek het vergeet om my stroomman te beskou. Stroomman hier en hier gaan hy opsplit. Yes? Wat weet ek van my volts? Hulle sê daar's nie interne weerstand nie, so dis great. So ek weet die volts vir hierdie stroom en hierdie stroom. Daai tak en daai tak is dieselfde. Maar hierdie 2 is serie in 'n tak. So beteken, sê nou maar hierdie is 10 volts, dan beteken dit hier gaan hy 5 en 5 volts wees, né? Nee? Want hy gaan die volts gaan gelyk op verdeel, so en so. Okay, so, ek kan eintlik na enigeen van hierdie 2 kyk, om hierdie 2 te vergelyk met mekaar, want hulle het dieselfde stroom wat deur hulle gaan, en hulle albei het dieselfde volts, want die volts deel gelyk op. So, hoe gaan die helderheid vergelyk? Ewe helder. Nou, as hulle vir jou vra, gee rede vir jou antwoord, en daar's 'n formule wat jy gebruik het, dan moet jy na die formule verwys. Okay? So jy kan enige een van daai 2 formules gebruik. Kies een. Dan gaan ek sê, goed, kom ons sê ek kies die eerste een. Okay? So ek gaan sê, P is gelyk aan I kwadraat maal met R. R is dieselfde, want hulle is wat sê dit daarbo, identiese gloeilampe. En hulle is in serie verbind. Dit wil sê I deur P is gelyk aan I deur Q. En daarom is P van P dieselfde as P van Q. Neil, is jy met my of is jy gone? Waar het ek jou verloor? Moenie vir my sê op die vorige bladsy. Want hierdie 2 gloeilampe se weerstand is dieselfde. Hulle sê vir jou,
Hulle vra as met daai twee vergelyk met mekaar. Nie daar nie, ons is nou nie daar nie. Dit is net by hierdie twee. En hulle sê vir 3 identiese gloeilampe. So beteken hulle weerstande is presies dieselfde. Dieselfde stroom gaan deur hulle albei. So as hulle weerstande dieselfde is en die stroom is dieselfde, dan gaan hulle helderheid dieselfde wees. Of as jy hierna kyk, sien jy hierdie omdat hulle identiese gloeilamp is, as hierdie in 5 volts kry, kry daar 'n 5 volts. So as dieselfde volts kry, dieselfde weerstand is, gaan hulle helderheid dieselfde wees. Nee, weet jy? Nee? Gloeilampe wat in serie is met mekaar, met ewe helder brand, as hulle dieselfde weerstand het. Die vraag tog is as hulle in parallel is. Is jy nou by graad, wat graad is dit? Graad 9? Toe het julle net, sê nou maar, 1 gloeilampie met 1 gloeilampie gehad. Dan gaan hulle ewe brand. Maar jy het nou nie 1 en 1, jy het 2 hierso en 1 nie. Julle as hulle in parallel is en die weerstand is verskillend, maar nog steeds ewe helder. Okay, volgende vraag vra hulle vir jou. Hoe vergelyk jy helderheid van gloeilamp P met die van R? P met die van R. Okay, nou kan ons na enige een van hierdie 2 formules kyk. So 'n bietjie makliker een en 'n bietjie moeiliker een. So ek gaan met die makliker een. Ek gaan met hierdie ene. Okay, ons het nou gesê hierdie 2 takke gaan dieselfde volt sê. En ek het gesê kom ons maak speel 10. Dan kry hierdie ene 10 volts. Maar omdat hier die 2 weerstande het, gaan hierdie kry 5 volts en 5 volts. So as ek hom moet vergelyk met hom. Kyk ek nou, waar is my formule hierso? R se volts is meer as P se volts. So, hoe gaan R se helderheid vergelyk met P se ne? R is helderder. Maar die vraag is nou andersom. Hoe vergelyk jy helderheid van P met die van R minder helder? So, P is minder helder as R. Gee 'n rede vir jou antwoord. Ek het na 'n formule gekyk. So, ek gaan sê, goed, P is gelyk aan V kwadraat oor R. Dan gaan ek weer sê, R is dieselfde. Maar, die volts van R is groter as die volts van P. Of ek kon gesê het, die volts van R is 2 keer die volts van P. Want ek het ons nou gesien dat hy gaan opsplit. Dit wil sê die helderheid van R is groter as die helderheid van P. Kalien, skryf jy? Ek sal by die huis gaan skryf as ek my notas kry. Okay, is julle met my? Hierdie is multiple choice tipe vraag eintlik. Okay, so hulle love het om hierdie te vra op 'n multiple choice vraag. Okay, nou sê ek vir jou 'n 4de identiese gloeilamp T. Oh my goodness. Met dieselfde weerstand as die ander 3 word in die stroomman verbind deur middel van 'n gewone draad met weggelaatbare weerstand soos in stroomman 2 hieronder getoon. Kom ons kyk gou. Hier gaan my mannetjies. Doe, split op daar en daar. Hoe die hel nou? Kom ons beskou 'n mannetjie. Die mannetjie wat hier loop. Waartoe gaan hy? Gaan hy so gaan? Norre. Hy gaan terug aan huis toe. Kortste pad. Hierdie mannetjies wat hier bo gaan, het hulle keuse of daar of daar. Waartoe gaan hulle gaan? Hoekom? Minste weerstand. So, hoe vergelyk die helderheid van T met die van R? Non-existing. T gaan nie brand nie, minder helder. Gee rede vir jou antwoord. Ladings vat die kortste roete of roete met die minste weerstand, so geen ladings gaan deur T nie. T brand nie, ek gaan net sê T brand nie. Hoekom nie? Lading neem pad met minste weerstand
dus geen lading deur T. Kyk. Volgende bladsy sê dit vir jou. 'n Battery met 'n EMK van 20 volts en 'n interne weerstand van 1 ohm word aan 3 resistors verbind. Soos in die stroombaan hieronder getoon. Kyk. Stop, vat, ek gaan my mannetjies. Almal moet daar deurgaan. So daar ding met die totale stroom. Dan sien ek, die mannetjies gaan opsplit daar en daar. Gaan hulle even Stevens opsplit? Nope, daar gaan meer deur die 5 amperesand gaan. Dan sien ek hulle almal moet daar deur gaan, so die totale stroom gaan obviously deur die battery altyd. Dan kyk ek na my toebroodjies. Hoeveel toebroodjies het ek altyd saam? 20. My toebroodjies gaan in 3 verdeel. Ek gaan verdeel na my serie, na my serie toe. Dan gaan daai gaan na my parallelle vertakking toe en ek weet in die parallel gaan hy even Stevens wees. Nee? Ja. Van die mannetjies wat hierdeur gaan nog ek soveel toebroodjies het en die mannetjies wat daar gaan ek soveel. En dan weet ek daar gaan bietjie volts na my interne weerstand toe ook. Okay, nou vra hulle vir jou. Bereken die stroom deur die 8 ohm weerstand. Ek het 'n nota gemaak. Totale stroom gaan daardeur. So as hulle vir jou vra bereken die stroom deur hom, weet ek hulle vra vir my die totale stroom en ek sien dit tel 6 punte wat vir my sê definitief meer as een som of een groot lang som. So kom ek gaan kyk gou na my infotabel. Infotabel. Wat het ek? Hulle vra vir my vir die totale stroom. My EMK is 20. Skryf 0. 4 keer vandag? Okay. Wat het ek nog? Ek het R van 8. Maar hulle vra die totale stroom. So kan ek net na die 8 kyk. Ek kan partykeer net na hom kyk, maar ek weet nie wat is die volts wat net na hom toe gaan nie. En dit is huiswerk vir jou, vraag 8.2.